'n hart wat Hosanna skree. Stel jou die atmosfeer in Jerusalem voor. Die strate bars uit hul nate met miljoene pelgrims en die lug is dik van stof en geestelike verwagting. In die middel van hierdie chaos maak Yeshua sy verskyning op 'n donkie. Dit was nie 'n toevallige bekendstelling nie. Dit was 'n berekende, goddelike verklaring. Op die 10de Aviv, 4 dae voor Pessach, moes die Israeliete 'n lam kies wat op die 14de geslag sou word. En op die dag maak Yeshua sy verskyning as die lam van Abba Vader. Yeshua tree hier na vore nie net as 'n lam nie, maar as die finale koning en verlosser wat die voetspoor van die Torah se bouplanne presies kom vervul. Die skare het palmtakke geswaai en Hosanna geskree. In die oorspronklike Hebreëus is dit 'n dringende, geestelike oorlogskreet wat beteken red ons nou. Dis 'n desperate SOS van 'n volk wat besef hulle is geestelik bankrot. Yeshua het hierdie lof verdedig deur Psalm 8 vers 2 aan te haal, wat sê, jou lofprysing is 'n geestelike wapen wat die vyand en die wreker tot swywe bring. As 'n tiener is jou opregte aanbidding 'n aanvalswapen teen die geraas van die wêreld. Die naam Yeshua dra die kragtige betekenis van salvasie of die Here red. Die skare het uitgeroep Hosanna, wat letterlik vertaal word as red ons nou of verlos ons asseblief. En op 'n volmaakte wyse kom vervul Yeshua dit deur sy hele wese as die verlosser aan te bied. Yeshua het hierdie redding tasbaar gemaak deur as die vlekkelose lam van God Jerusalem op 'n donkie binne te ry en uiteindelik sy lewe op die presiese oomblik as die pasgaoffer af te lê. Hierdeur het hy die weg gebaan om die mensdom uit Mitraim, die Hebreëse woord vir Egipte wat beteken dit wat jou bind, te bevry van slawerny en sonde. Deur sy bloed op 7 plekke te stort, het hy getoon dat hy nie net 'n koning is nie, maar die volmaakte hoëpriester en brugbouer wat ons toegang tot Abba Vader herstel het. Ons verlossing is hier. Daar was egter 'n reuse botsing van verwagtings. Die skare wou 'n politieke vegter hê op 'n perd wat Rome sou verpletter. Maar Yeshua, die volmaakte, het geweet dat die grootste vyand nie 'n Romeinse soldaat was nie, maar die sonde natuur in die mens se eie hart. Hy kies die donkie, die simbool van die nederige dienskneg, om onskuld op sy eie skouers te neem. Hierdie publieke oomblik was die amptelike aanbieding van die lam van God. Terwyl die godsdienstige leiers en die skrifgeleerdes gestres het oor die protokol en die geraas, was die kinders in die tempel wat aanhou het om te skree, Hosanna vir die seun van Dawid, Matteus 21 vers 15 tot 16. In die wêreld van 'n tiener is alles gefokus op die opgradering na volwassenheid. Daar is 'n geweldige drang na onafhanklikheid, status en om uiteindelik die kindwees agter te laat. Tog leer Papa God ons in sy woord 'n fascinerende strategiese paradoks. Yeshua stel juis kinderlikheid as die absolute standaard vir die koninkryk. Waar die wêreld jou druk om 'n pronkperd te word wat gesien moet word, roep die koning jou om 'n hart te bewaar wat kan shema, wat kan hoor, luister en met totale oorgawe gehoorsaam. Wanneer ons na die disippels kyk, sien ons dieselfde struikelblokke waarmee tieners vandag stoei. Terwyl Yeshua op pad was na die kruis, was sy binnekring besig om te stry oor wie van hulle die grootste is. Hulle was verblind deur 'n grootword siekte van hoogmoed en eie belang. En Yeshua se medisyne vir hierdie siekte is radikaal. Ware geestelike volwassenheid word nie gemeet aan jou status of hoeveel volgelinge jy het nie, maar aan jou vermoë om soos 'n kind afhanklik te bly van die Vader.
Om waarlik groot te wees, moet jy eers toelaat dat die hemelse hartchirurg jou hart van klip vervang met 'n hart van vlees. So tiener, al is jy op pad na die grootmenswêreld toe, kling aan daai kindwees van jou. Daar is 'n massiewe verskil tussen om kindagtig of kinderlik te wees en om kinderagtig te wees. Kinderagtig is om selfsugtig te wees en jou eie sin te wil hê, soos die disippels wat gestry het oor wie die grootste in die koninkryk is. Maar om kindagtig of kinderlik te wees, wat Abba Vader sê ons moet wees, is om met oop oë van verwondering na Yeshua te kyk en die wonderlike dinge raak te sien wat die groot mense miskyk. Don't take this for granted. Kom ons skuif nou ons fokus na die donkie toe. Deur die geskiedenis heen is die rykdom en status van koninkryke gemeet aan hul perde, simbole van pragt, spoed en militêre vertoon. Die wêreld jaag na status, maar Abba Vader kies die nederige dier. Waar die wêreld die donkie as minderwaardig of dom beskou, sien God 'n simbool van krag wat deur diensbaarheid gestem is. So kom ons kyk nou wat die donkie so 'n spesiale dier maak. Eerstens, Shamar, die donkie is 'n watchman. Donkies het 'n natuurlike herderinstink. Hulle word dikwels by skape gesit omdat hulle 'n ingeboude aggressie teen predators soos wolwe het. Hulle waak terwyl ander rus. Dan krag. Die woord gerem beteken sterk gebeend. 'n Donkie se skop kan letterlik die bene van die vyand breek. Dit is 'n geestelike krag in 'n pakkie van nederigheid. En dan die kruismerk. Die meeste donkies het 'n fisiese kruismerk op hulle rug, 'n konstante reminder dat hulle die koning dra. Ons weet ook dat die stam van Issachar, hulle simbool is die donkie. Issachar se naam kom van Nasa, wat om op te lig beteken, en Zakar, wat beloning is. En wat leer ons hier uit? Wanneer jy jouself laag maak deur nederigheid, is dit God wat jou sal oplig en beloon. Abba Vader soek onbaatsigtige nederigheid. Lê jou perdementaliteit die trots en hoogmoed neer en word 'n herder wat Yeshua se koninkryk beskerm deur diensbaarheid. Yeshua kom beeld nog verder hierdie onbaatsigtige nederigheid uit in die les van die voete was. Dit was die 14de Aviv, voorbereidingsdag. Terwyl die lamme in Jerusalem voorberei is vir die slagpale, het Yeshua saam met sy disippels aan tafel gesit. Hy het geweet dat sy eie liggaam binne ure onherkenbaar vermink sou word deur die vlaghelm en die spykers. Tog, met hierdie fisiese realiteit voor hom, staan hy op, trek sy boklere uit en begin die vuil voete van sy disippels was. Uit Johannes 13 leer ons 4 kernlesse oor hierdie tipe liefde. Eerstens, liefde tree op. Dit is nie net emosie nie, dit is vuil fisiese werk. Yeshua was bereid om die hande wat die wêreld geskep het, vuil te maak met die stof van die straat. Tweedens, liefde word verwerp. Yeshua het Judas se voete gewas, terwyl hy presies geweet het van die 30 silwerstukke en die naderende verraad. Jou roeping is om selfs die Judas in jou vriendekring met nederigheid te bedien. Dan derdens, liefde word geopenbaar. Dit was 'n publieke demonstrasie wat uitgeloop het op die realiteit van die kruis. Dit is 'n hartchirurgie wat vir almal sigbaar is. En laastens, liefde word opgeroep. Yeshua gee 'n bevel. As ek julle voete gewas het, is julle verplig om mekaar se voete te was. Dit is die standaard vir ons tienergroep vandag. In vandag se samelewing wat hulle hierdie eie belange eerste stel en dit is die norm, het Yeshua gekom en leer ons dat eenheid in 'n groep slegs moontlik is deur onselfsugtige nederigheid. Wanneer jy bereid is om die laagste plek in te neem, breek jy die krag van jaloesie en afguns in jou eie hart en in jou groep. Kom ons skuif nou weer bietjie ons fokus en kyk hoe Yeshua die bloudruk van die tempel foutloos voltooi het. So die lam moes van Bethlehem afgekom het. Yeshua
is die lam van God en kom uit Bethlehem. En Bethlehem beteken ook House of Bread. Die lam word gekies op die 10de Aviv en in die huis geneem vir inspeksie. Yeshua ry Jerusalem binne op 'n donkie op die 10de Aviv, Matteus 21. Inspeksie is vir 4 dae. Ons lees in Levitikus 22 vers 21, hulle soek vir vlekkeloosheid. En Pilatus verklaar, ek vind geen skuld in hom nie. Die 14de Aviv, voorbereidingsdag, lammers word om 3 uur geslag. Yeshua sterf 3 namiddag, presies wanneer die lammers geslag is. Die is maar net 'n paar van die amazing profesieë wat Yeshua kom vervul het. Terwyl die aardse hoëpriester in die tempel die bloed van 'n dier gestort het die ewige hoëpriester op Golgotha die weg na die allerheiligste oopgebreek. Hoekom moet jy as tiener hiervan weet? Want dit gaan oor die perfekte bloed. Omdat Yeshua nie 'n aardse vader gehad het nie, maar deur Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, verwerk is, het hy nie die sondesaad van Adam geërf nie. Sy bloedgroep was uniek, dit was sonder sonde. Net hierdie bloed het die krag om jou geestelike naakheid en skuldgevoelens te bedek. Waar Adam in die tuin weggekruip het omdat hy bang en naak was, het Yeshua aan die kruis geestelik naak geword, sodat jy met vrymoedigheid voor Abba Vader kan staan. Kom ons kyk nou na die 7 plekke waar hierdie perfekte bloed vir jou gevloei het. So die getal 7 beteken volmaaktheid. Yeshua se bloed het op 7 plekke gevloei om jou verlossing en 100% volledig te maak. Eerstens in die tuin van Getsemane. Die sweet soos bloed. So die mediese terme hiervoor is hermadosis. Dit is die uiterste stres wat jou sweet soos bloeddruppels laat lyk. Maar alles het begin in die tuin van Eden, waar Adam die vyand se wil gekies het. In Getsemane, wat letterlik olyfpers beteken, herstel Yeshua, die tweede Adam, die skering tussen ons en Abba Vader, deur Abba se wil te kies. Dan het hy bloed gevloei in sy kop, die doringkroon. Dorings was die vloek van die aarde in Genesis 3. Yeshua se bloed breek die vloek oor jou gedagtes en verwyder die naaktheid en skaamte van sonde. Dit verteenwoordig ook die reiniging van ons gehoor, soos die priesters bloed aan hulle regteroor gekry het tydens die inwydingsseremonie. En dan die rug. Yeshua het 39 houe gekry op sy rug. Daar is 39 hoofgroepe siektes of root diseases. Ons lees in Jesaja 53 vers 5 dat deur sy wonde is daar genesing. Dan sy gesig. Hy het sy hare uitgeruk en hom met die vuis geslaan. Hy was onherkenbaar misvorm, sodat jou identiteit en eer herstel kan word. Jy hoef nie meer fake te wees nie. Dan sy hande. Die spykers deurboor sy hande en bring seën op jou werk en dade. Alles wat jou hande aanraak, word geheilig. Sy voete. Dit is die rigting vir jou pad en wandel. Hy herstel jou koers, sodat jy nie verdwaal nie. En laastens, sy sy. Sy hart het soos was geword, sodat jou kliphart 'n vleeshart kan word vir totale intimiteit. Hierdie 7 strome is die volmaakte herstel van die menslike gees, siel en liggaam. Die prys is nie net betaal nie, verstaan jy? Dit is oorbetaal. So is jou hart reg om Hosanna te skree. 'n Hosanna hart is 'n hart wat erken dat sy redding slegs van Yeshua kom. Dit kombineer die vertroue van 'n kind, die vlekkeloosheid van die lam, die juk van die donkie en die krag van die verbloed. So jou aksieplan vir vandag. Eerstens, verneder jouself. Kies die donkie se pad. Dra die teenwoordigheid sonder om die kollig te soek. Tweedens, bely en was. Laat Yeshua toe om jou voete te was. Daaglikse reiniging deur sy woord van die suurdeeg of die sonde van hierdie wêreld.
Derdens, skree Hosanna. Laat jou lewe 'n lofoffer wees wat die vyand tot swywe bring. En laastens, ontvang sy liefde. Erken dat jy nie uit jou eie krag kan lief hê nie. Laat sy barmhartigheid deur jou vloei. Yeshua is nie op soek na godsdienstrobots wat net reëls volg nie. Hy soek disippels wat bereid is om die donkie te wees. Nederig, sterk en waaksaam. Hy het elke druppel bloed gestort, sodat jy in autoriteit kan opstaan. Moenie toelaat dat die wêreld jou stem stil maak nie. Gaan leef die Shema leefstyl. Moenie net luister nie, maar doen. Wees die een wat ander dien, wat voete was, en wat Yeshua se lig skyn in 'n donker wêreld. Slegs deur Yeshua kry ons verlossing. Aanvaar dit, kind van die Allerhoogste. 'n Ware Hosanna hart skree nie net in 'n skare nie. 'n Ware Hosanna hart leef dit elke dag. Wanneer jou hart reg is, word jou hele lewe Hosanna. Shalom.